Vir baie van ons is die Sondag vanselfsprekend die dag waarop die kerk van die Here bymekaar kom. Totdat iemand vir jou vra, maar waar staan dit in die Bybel dat die Sabbat van Saterdag na Sondag verskuif is? Dan volg gewoonlik die beskuldiging, die kerk het God se gebod verander. Die kerk het eeue later eers besluit om die Sondag te vier in plaas van die Joodse Sabbat. En skielik begin selfs gelowiges wonder, maar vier ons nie nog altyd die verkeerde dag nie? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons eers 'n ander belangrike vraag vra. Wie het werklik die gesag om te bepaal wat die Sabbat beteken? Goeienaand, dit is vanaand my voorreg om saam met jou die woord van die Here oop te maak. Ons gaan voort met ons skriflesing uit die Evangelie volgens Markus. En vanaand lees ons dan uit Markus 2 vanaf vers 23 tot aan die einde van die hoofstuk. Een keer toe Jezus op 'n Sabbatdag tussen die gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loopare begin afblik. Die Fariseërs sê toe vir hom, "Kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie?" Hy sê vir hulle, "Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne nie kos gehad het nie en honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoëpriester Abjatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee." Jezus het verder vir hulle gesê, "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat." Hier eindig ons skriflesing uit die woord van God. Bevoorreg is hulle wat die woord van die Here hoor en daarvolgens leef. Jesus se disippels pluk are terwyl hulle deur die landerye loop. Die wet het toegelaat dat 'n reisiger met die hand van die graan kon pluk. Maar die Fariseërs kom en hulle beskou dit as oeswerk. Hulle beskou dit as 'n oortreding van die Sabbatswette. Hulle beskuldig die disippels en nou kom vat hulle vir Jesus daaroor aan, want as hulle leermeester word hy vir hulle optrede verantwoordelik gehou. En dan antwoord Jesus hulle met 'n voorbeeld uit die Ou Testament. Hy sê, "Het julle nie gelees nie? Toe Dawid en sy manne honger was, het hulle van die offerbrood geëet wat normaalweg net vir die priesters bedoel was." Sy punt is nie as 'n mens in nood is, dat dit die wet van God ophef nie. Hy wil eerder vir hulle sê, selfs heilige bepalings, soos die Sabbatswet, moet verstaan word volgens die bedoeling van die God wat dit gegee het. Die Fariseërs het nou al met al hulle Sabbatswette van die Sabbat iets heeltemal anders gemaak as God se bedoeling. Hulle het dit so belas met al die wette wat hulle daaroor gemaak het, dat God se goeie gawe van die Sabbat vir die mense 'n geweldige las geword het. En daarom sê Jesus vir hulle, die Sabbatdag is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbatdag nie. Die Sabbat was God se gawe aan sy volk. Dit is 'n dag waarop hulle van hulle gewone werk kon rus, waarop hulle die Here kon aanbid, waarop hulle barmhartigheid aan mekaar kon bewys, waarop hulle moes onthou dat hulle lewe nie deur hulle eie werk in stand gehou word nie, maar deur God se genade. God het nie die mens geskep om 'n slaaf van die Sabbat te wees nie, hy het die Sabbat gegee om tot voordeel van die mens te wees. En dan sê Jesus iets wat nog verder gaan as die meningsverskil met hierdie Fariseërs. Hy sê vir hulle, "Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat." God het die Sabbatdag ingestel, en nou as Jesus sê dat die Seun van die mens Here is daaroor, dan sê hy vir hulle, hy is nie net nog iemand wat sy opinie kom uitspreek oor die Sabbatdag nie. Hy is die wetgewer, hy is die God wat self bepaal wat die bedoeling van die Sabbat is. Hy bepaal waarvoor die Sabbat gegee is en hoe dit in God se verlossingsplan verstaan moet word. En nou is dit op sigself vir ons baie belangrik wanneer ons ook vandag vra, waarom die kerk dan op die Sondag, die eerste dag van die week, by mekaar kom en nie op die Saterdag, die Sabbat, die Joodse Sabbat nie.
Wanneer ons Markus 2 hier lees, gee dit nie vir ons reeds 'n direkte bevel om van die 7de dag na die eerste dag van die week oor te gaan nie. Maar dit sê vir ons wie oor hierdie dag beskik. Die Here van die Sabbat vervul die wet. Hy het na hierdie gebeure in Markus, het hy aan die kruis die skuld van sy volk gaan dra. Hy het op die eerste dag van die week opgestaan, soos ons lees in Johannes 20. En op dieselfde dag, die eerste dag van die week, die Sondag, verskyn hy aan sy versamelde disippels, Johannes 20 vers 19. 8 dae later, weer op die Sondag, verskyn hy aan hulle. Dit lees ons in Johannes 20 vers 26. En so sien ons in die Nuwe Testament, van die begin af, word die eerste dag van die week verbind aan die opgestane Here en die nuwe skepping wat deur sy opstanding aangebreek het. Dit was nie 'n gebruik wat eers eeue later deur een of ander kerkvergadering uitgedink is nie. Reeds in die apostoliese tyd, reeds in die tyd van Paulus en Petrus en die ander apostels, en omtrent so 20-25 jaar na Jesus se opstanding, lees ons kom die gemeente in Troas op die Sondag, die eerste dag bymekaar om die brood te breek en die woord te hoor. Dit lees ons mos in Handelinge 20 vers 7. In 1 Korintiërs 16 vers 2 verwys Paulus na 'n vaste weeklikse eerste dag ritme. En in Openbaring 1 vers 10 praat Johannes van die dag van die Here. Kolossense 2 vers 16 tot 17 maak ook vir ons duidelik waarom Christene nie weer onder die Joodse Sabbatsorde geplaas mag word nie. Paulus waarsku daardie gelowiges dat niemand hulle oor kos of oor feesdae of oor nuwe maansfeeste of oor die onderhouding van Sabbatte mag veroordeel nie. Nee, sê hy, hierdie dinge was skade wees wat vooruitgewys het. Christus is die werklikheid. Die Joodse Sabbat was maar net iets wat vooruitgewys het na die verlossingsrus wat in Christus gekom het. En nou bring dit ons dalk weer terug by gisteraand se boodskap. Die evangelie is nie Christus plus iets anders nie. Die evangelie is ook nie Christus plus die onderhouding van die Joodse Sabbat nie. Wanneer iemand leer dat geloof in Christus nie genoeg is nie en dat jy ook die Joodse Sabbatdag moet onderhou om aan God te behoort, dan maak hy die versoeningswerk van Christus onvolkome en onvolmaak. Dan voeg hy iets by Christus se voltooide reddingswerk. Ons vier die dag van die Here nie om gered te word nie. Ons kom op Sondag, die eerste dag bymekaar, omdat Christus op die dag opgestaan het, omdat sy apostels die gemeente in hierdie gewoonte gelei het en omdat ons redding reeds in hom voltooi is. Daarom moenie jou gewete laat bind waar Christus dit nie bind nie, maar moet ook nie sy dag gering ag nie. Ontvang dit as 'n gawe uit sy hand, ontvang dit as 'n gawe van die opgestane Here. Rus van jou gewone werk, kom onder sy woord, aanbid saam met sy gemeente en vind ook jou diepste rus in hom. Die rusdag wat hy jou gee, moet ook vir jou tot 'n seën wees. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Hemelse Vader, dankie dat U in U genade vir ons 'n rusdag gegee het. Dankie dat U Seun Jesus Christus die Here oor die rusdag is, dat hy die wet vervul het wat ons nie kon vervul nie, dat hy ons skuld gedra het en dat hy op die eerste dag uit die dood uit opgestaan het. In hom mag ons rus van die las van die sonde en kan ons ook nou uitsien na die ewige rus wat hy vir ons verwerf het. Here, bewaar ons daarvan om die rusdag belangriker te maak as die Here van die rusdag. Leer ons dan om die dag so te gebruik dat ons U sal aanbid, dat ons saam met U gemeente onder U woord sal kom, dat ons goed sal doen aan alle mense en dat ons van ons gewone werk sal rus. O Here Jesus, omdat U die dood oorwin het, wil ons dan ook vanaand ons lewe en ons geliefdes in U hand toevertrou. Bewaar ons dan deur hierdie nag, voorsien volgens U wil in alles wat ons nodig het en laat ons môre weer opstaan met dankbaarheid en met nuwe krag om U te dien. In Jesus naam bid ons dit. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie.
Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.